Goeiemôre. Wat beteken dit vir my as Christus om ander te vergewe? Oswald Chambers sê dat dit slegs op grond van die kruis van Christus is dat God my sondes kan vergewe. Maar vergeef mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Efesiërs 4 vers 32. Vergifnis was alles behalwe maklik. Dit was teen 'n ontsettende prys. Ons kan onsself nie werklik die trauma indink wat Jesus aan die kruis verduur het nie. Dit is die prys wat God geëis het vir die kwytskelding van ons sondes. En dit is die standaard. Ons moet vergewe soos ons vergewe is. Vergifnis is 'n daad van liefde en genade. Wanneer vergifnis onmoontlik lyk, moet ons die lyding aanvaar wat vergifnis van ons eis. Wanneer jy diep seer gekry het in 'n verhouding en vergifnis vir jou buite die kwessie voel, het jy die geleentheid om soos Jesus op te tree en te vergewe. Vergifnis speel 'n groot rol in elke Christen se lewe. Dit is iets wat ons nie net van God ontvang nie, maar ook aan ander moet kan gee. Dit is nie altyd maklik om te vergewe nie, maar dit is juis hoe Jesus ons kom wys het om te lewe. In die Onse Vader wat Jesus ons kom leer het, vra ons God om ons te vergewe, soos ons ook ander hulle oortredinge vergewe. Dit is die verband tussen hoe ons vergewe en hoe ons vergewe word. Vergifnis maak ons vry van bitterheid. Bitterheid hou ons geestelik en emosioneel gevange. Dit steel ons vrede en ons vreugde. Deur ander te vergewe, verkry ons innerlike vrede en ons ervaar ons vryheid. Dit beteken ons moet die negatiewe emosies laat vaar wat ons vashou. Vergifnis doen jy nie vir ander nie, maar vir jouself. Sodoende bevry jy jouself van die skuldlas. Christus het ons vergewe, nie omdat ons dit verdien nie. Dit is deur God se genade dat ek ook genade aan ander kan betoon deur hulle te vergewe. Vergifnis is 'n keuse. Vergifnis is natuurlik nie maklik nie. Ons natuurlike instink is om 'n wrok te dra. Ons wil onsself beskerm. Om ander te vergewe beteken nie dat jy hulle optrede goedkeur nie, maar dat jy nie toelaat dat hulle optrede jou haatdraand maak nie. Vergifnis is onbeperk, 70 maal 7 keer. Dit is hoeveel keer ons moet kan vergewe. Jesus het die grense kom afbreek. Sy vergifnis aan ons is absoluut onbeperk. Natuurlik het jy nie lus om iemand oor en oor vir dieselfde ding te vergewe nie, maar Jesus vergewe ons keer op keer en hy vra dieselfde van ons. God se standaard is hoog. God se genade is ook genoeg vir my en jou. As Christene probeer ons om in Jesus se voetspore te wandel. Deur ander te vergewe, volg ons Jesus se voorbeeld en bewys ons God se liefde en genade aan ander. Here, help my om ander met oorgawe te kan vergewe. Dankie dat U die grense kom afbreek het en dat U daar is om my te help om ander te kan vergewe. Amen.